Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die bevrydende krag van vergenoegsaamheid en hoe ons deur geloof vrede kan vind in God se voorsiening, ongeag ons uiterlike omstandighede. Hier is ons skrifgedeelte vir vandag. Maar die godsvrug saam met vergenoegsaamheid is groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan uitdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Dit is maklik om vasgevang te word in die meedoenlose gejaag van die wêreld, wat ons voortdurend oortuig dat ons meer nodig het om gelukkig of veilig te wees. Hierdie begeerte na meer is dikwels 'n teken van 'n hart wat nog nie ten volle op die genoegsaamheid van God vertrou nie. Die Here Jesus verstaan die druk wat jy ervaar, maar hy roep jou na 'n dieper plek van rus, 'n plek waar jou vrede nie bepaal word deur die saldo op jou bankrekening of jou nuutste besittings nie, maar deur die onwankelbare teenwoordigheid van die Heilige Gees wat jou bekragtig. Waarlike geestelike groei in die fase van heiligmaking vind plaas wanneer ons, soos die apostel Paulus, leer om vergenoeg te wees in alle omstandighede. Paulus het nie in sy eie krag oorwin nie, maar deur die geloof wat hom versterk het in Christus. Wanneer ons ophou om ons naaste se besittings te begeer en begin fokus op die rykdom van ons posisie in Christus, word ons vrygestel van die slawerny van materialisme. Dit is 'n doelbewuste keuse van die wil om God se voorsiening as genoeg te aanvaar, wetende dat hy wat die mossies voed, baie meer vir sy kinders sal sorg. Hier is 'n praktiese stap vir vandag. Neem vandag 5 minute om 'n lys te maak van 3 dinge waarvoor jy werklik dankbaar is, wat niks met geld of besittings te doen het nie. Dank die Here spesifiek daarvoor om jou perspektief van tekort na oorvloed te skuif, om geestelik te groei. Oordink Filippense 4 vers 13 deur die loop van die dag. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Herinner jouself daaraan dat jou vermoë om tevrede te wees nie uit jouself kom nie, maar uit die instaatstellende krag van Christus wat in jou woon. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bely dat my oë soms dwaal na dit wat ek nie het nie. Leer my asseblief om deur geloof in u volkome voorsiening te rus. Dankie dat u genade vir my genoeg is en dat ek in Christus alles besit wat ek nodig het vir 'n lewe van godsvrug. In Jesus naam. Amen.